Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Saterdag die 8ste November 2025. Ek hoop julle het sommer net so 'n lekker gerieflike Saterdag wat voor julle uitstrek. En ook, ek hoop aan ons Springbokke wen vanaand teen die Hane, né? Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Here God, ons kom buig ons hoofde voor U. Ons kom buig ook met ons hele lewe voor U. Here, ons kom buig in diepe afhanklikheid, bidend, met groot eerbied voor U as die God, die skepper van die heelal. Ons kom buig voor U as 'n drie-enige God, te groot vir ons verstand. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, 3 in 1. Here, ons kom bid vir U, o Vader God, om vir U dankie te sê vir wat U in Christus gedoen het vir elkeen van ons wat glo. Dankie dat U U Heilige Gees gestuur het om onder ons te kom woon, by ons te wees en vir ons te help. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en Heilige Gees ken. Vriende, ons maak inderdaad vandag klaar met Efesiërs. Ek hoop julle het hom ook geniet soos ek hom geniet het. Dit is vir my eintlik 'n groot voorreg om so saam met julle so deur die Bybel te gaan, vriende. Mens word 'n bietjie gedwing om by al die goed stil te staan, hè, waar jy mos altyd as jy lees, baie keer as jy nie boeke gebruik nie, maak ou hier oop, maak 'n ou daar oop en so, en jy vat en jy los so hier en daar, maar hier werk ons die boeke so deur en dit is gee ou so 'n lekker, eintlik so 'n lekker greep op wat aangaan, hè. So kom ons sê dit gebeur vir oulaas vir mekaar, vriende, in hierdie siklus Efesiërs. Die boek Efesiërs is deur Paulus geskrywe. Dit is so 63 na Christus is hy geskrywe. Ons sien, dit is die boek is ook in Klein-Asië uitgedeel aan ander gemeentes, vriende, maar dit is dan nou die moderne Turkye waarin hierdie boek van Efesiërs versprei is deur na almal toe. En dan sien ons dat hierdie mense was omtrent so 250.000 mense wat hier in Efese gebly het, die rykste hoofstad in die provinsie van die Romeinse Ryk. Die stad, liewe vriende, in die stad is dan ook die god Artemis aanbid. Sy hawe stad, ek het al veel gesê, strategies geleë met al sy goggas daarin verbonde, klomp godsdienste wat daar geopereer het, en dan nou natuurlik ook die mense van Efese wat uit hierdie godsdienste uitkom, hierdie afgodedienste uitkom, kan jy mos dan dink, dit het met hulle partykeer so 'n bietjie moeilik gegaan, hè. En daarom sien ons die boek, of hierdie boek, brief van Efesiërs, was nie eintlik op dwaallering te versprei nie, maar om eintlik vir die mense op 'n praktiese vlak te sê, wat beteken dit om kerk te wees hier op aarde, né? Dan ook wat ons vir mekaar sê dat Efesiërs een van die 13 briewe in die Nuwe Testament is wat tradisioneel aan Paulus toegeskryf is, ook een van die tronkbriewe. In die sin van hy het dit in die tronk geskryf. Jy kry Efesiërs, jy kry Kolossense, Filippense en Filemon. Hulle 4 is dan inderdaad in die tronk geskryf. Hulle staan bekend as die gevangenskapsbriewe. So, dit weer die agtergrond. Nou sien ons vriende, ek moet dit weer vir julle vinnig gaan deurvat, want ons maak nou klaar vandag. Ons sien dat Paulus lê weer geweldig baie klem op Jesus Christus. Hy kom sê ook vir hulle hierso, hy sê vir hulle, uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, hè. En dan herhaal hy dat hy kom sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En dan sê hy vir die mense, onthou nou, hulle het uit die ander afgode dom uitgekom, vriende, en hy kom herinner hulle maar net weer 'n bietjie wie hulle is. So dan kom sê hy vir hulle, hoor hierso, onthou hierso in Efesiërs 2, hy sê, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvan hy ons besem het. So hy kom sê vir hulle, hoor hierso, besop dat julle aan al hierdie ander goed deelneem wat deel was van julle ou lewe. Hy het ons geskep om aan die goeie dade
moet ons deelneem. Alles wat goed is, alles wat reg is, liewe vriende, moet ek en jy deelneem, kom sê hy vir hierdie mense daar reeds hier in Efesiërs, né? En dan kom sê hy maar net vir hulle, kom sê vir hulle, hoor hierso, kom ek net julle herinner van geboorte af was julle heidene, kom sê hy vir hulle. In die stad was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes, kom herinner hy hulle net weer, né? En dan kom sê hy vir hulle hierso, dat Jesus het gekom, en toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God is, vrede ook vir die wat naby was. Daarom het ons almal Jode en nie Jode met die een gees vrye toegang tot die Vader. En dan kom herinner hy hulle net weer hierso in die laaste vers van Efesiërs 2, kom sê hy, kom ek sê vir julle wie julle is. Julle is saam opgebou as 'n geestelike huis waarin God woon. So kom praat met die mense, hy kom bevestig net weer dat Jesus Christus is die sentrum, en hy kom sê vir hulle, julle is 'n geestelike huis, né? En dan gesien ons hierso in hoofstuk 3 gaan hy aan, vriende, en dan praat hy hierso, dat ek net vinnig hierso kom, eintlik gaan dit hierso, Paulus werk onder die heidene nasies. Hy kom sê dan ook, hierso in vers 7, van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, né? En dan praat hy 'n bietjie oor die eenheid van die kerk, wat ek so 2-3 dae terug met julle stil gestaan het, hoofstuk 4, waar hy kom sê vir hulle, hy kom sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang is, né? Wees beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde, né? En dan, vriende, sien ons dat hy, ek kan nie by alles stil staan nie, en dan, amper op die einde, nie heeltemal op die einde, vers 23 van hoofstuk 4, kom sê hy, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig, onthou julle se geestelike huis, het 'n bietjie vroeër vir hulle kom sê, in Efesiërs 2 vers 22, né? Onthou dit is julle identiteit. Dan begin jy 'n bietjie die riglyne vir die nuwe lewe, wat ons by stilgestaan met waarheid praat, jy moet nie, as jy kwaad word, moet nie die dag kwaad afsluit nie, moet nie die duiwels vat kans gee nie, vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom, jy praat net wat goed en opbouend is vir die res van die mense, wat kan hoor, moet nie opvleend of verbitterd wees nie, wees goedgesind, hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, en dan die hoofstuk 5, hy sê, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. En dan kom sê hy maar net weer vir hulle, hoor hierso, lewe as mense van die lig. Hy sê, kyk 'n bietjie hoe julle lewe, doen alles wat vir die Here aanneemlik is, moenie meedoen aan hierdie praktyke waarin julle aanvanklik deelgeneem het nie. Hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe. Hy sê, probeer altyd te weet kom wat die wil van die Here is. Hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar laat die Gees julle wees. En dan het hy ons 'n bietjie gepraat oor die man en die vrou verhouding, bietjie gepraat oor die kinders en die vrou en die ouers. Ons het 'n bietjie gepraat oor die werknemer en die werkgewers. Ons het toe het ons gister en eergister 'n bietjie stil gestaan by die wapenrusting, waar ons sê verder nog, dit soek julle krag in die Here en sy groot mag, en dat ons geveg is teen die bose geeste, die boosheid, en daarom moet ons sy wapenrusting aantrek. Ons moet op die pos bly, ons vir mekaar gesê, die wapenrusting is waarheid, vryspraak, die evangelie van vrede, geloof, verlossing en die swaard van die Gees. Dit het ek gister 'n bietjie met julle oor gepraat. En dan sluit ons vandag af, vriende, waar Paulus dan sê, doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. En om vir julle dat julle met hierdie wapenrusting die aanslae van jou duiwel kan weerstaan. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Nou vriende, dit is maar altyd iets wat ek vir julle ook vra, vir ons predikante en pastore en priesters. Julle moet altyd moet bid. Wanneer ek soos nou vandag ook eintlik gister en eergister wat ek met die preek besig is, ek moet vir julle sê, ek sê altyd, dit is vir my 'n kraamproses. Dit is nie 'n maklike proses nie. Ek het regtig, ons het julle gebede verskriklik nodig om ons te help, om te kom iets te kom weergee wat ons ervaar dat die Here op ons hart sit. So, jy moet altyd bid, soos Paulus ook kan sê. Hy sê, bid ook vir my wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye, bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê het, kom sê
Kom sê Paulus, en dan is ons inderdaad op die einde, vriende, want sê hy, vrede vir die broers, en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus, die genade sal by julle almal wees, wat vir ons Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Einde van die boek Efesiërs. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.